Julle kan saam met my blaai na Lukas hoofstuk 4, Lukas 4, gaan nie Matteus 4 lees, jy gaan Lukas 4 lees. Dieselfde hoofstuk is dieselfde gedeelte, ons gaan net 'n ander plek uit lees. Lukas sit so ietsie by, en dis hoekom ek op die laaste besluit, ek gaan hom die skriflesing verander. Ander niks nie saam. Goed, Lukas 4 vanaf vers 1. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is, en hy het niks geëet in die dae nie, en toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dat dit brood moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van die woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. Toe sê, en die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie dinge gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Aan wie dit aan hom oorgegee? Adam. Adam was die hoof van die skepping gewees, en toe hy sonde pleeg, toe is dit aan die duiwel oorgegee, toe word hy die God van hierdie wêreld. As jy my dan aanbid, sal alles aan u behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self hiervandaan neer. Want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u om u te bewaar. En hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet in 'n klip stamp nie. En Jesus antwoord en sê vir hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van hom gewyk. Daardie laaste woord is baie belangrik, dat nadat hy vir Jesus versoek het, het hy hom nie permanent gelos nie. Hy het hom daarna nog steeds versoek. En tot vandag toe gaan hy voort, hy is steeds die versoeker. Dis een van sy name. En ons moet versigtig wees, net so voort ek by die boodskap kom, dat 'n mens nie, wanneer jy versoek word, altyd vir die duiwel onnodig eer gee nie. Want Jakobus sê ook, elke mens word versoek, wanneer hy deur sy eie begeerlike hart baie keer weggelok word. So baie keer kom versoekings as gevolg van nalatigheid ook en onverskilligheid, en dat ons geestelik nie op die plek is nie, en dan het die duiwel nie veel aandeel daarin nie. Maar baie keer kry jy met hom spesifiek en baie pertinent te doen. En hy is steeds die God van hierdie wêreld, wat die wêreld gebruik ook, en dinge in hierdie wêreld, om veral kinders van die Here mee te versoek. As ek vanmôre vir julle moet vra, uit hierdie gedeelte, en as ons praat oor die tema versoek, net soos ons. Wie is daar van julle wat dit kan sê, eerlikwaar, en met dankbaarheid, ek word nie meer versoek nie. Ek is geestelik op daai plek waar ek nie meer versoekings mee te doen kry. Is daar so iemand? Ek steek nie my hand op, ek moedig julle net aan. Goed, maar elkeen van ons weet wat versoekings is. Een van ons is op daardie plek in ons lewe wat ons kan sê, ek word nie meer versoek nie. En die teendeel is baie waar, en ek wil jy moet dit ter harte ook neem, dat hoe nader jy aan die Here beweeg, hoe hewiger gaan versoekings word. Hoe meer gaan jy versoek word, en dalk partykeer op terreine wat jy nooit eens gedink het. So ons kan nooit op 'n punt kom dat ons geestelik voel, ek is nou gearriveer, en ek is nou so geestelik uitgesorteer, dat ek weet hoe om versoekings te hanteer nie, en die duiwel weet dit, en hy pla my nou nie meer nie. Dis baie waaghalsig om te sê. Meer as waaghalsig, dis hoogmoedig om dit te sê. Want terwyl ons op hierdie aarde is, gaan ons versoek word.
Maar asseblief, nog iets wat ek wil net byvoeg ook, wanneer dit kom by die versoeking, weerhou u asseblief daarvan, want ek hoor dit baie keer by mense en by kinders van die Here dat hulle dit sê, die duiwel is magtig, maar die Here is almagtig. So asof hulle hom daarom ook net erkenning wil gee. Dis nonsens. Hy het net die mag wat ek en jy vir hom gee. Hy het niks aan, hy is gestroop van alles. En enigste mag wat hy het is 'n mag wat hy kry deur leuen. Wanneer ons hom toelaat, dan steel hy mag wat aan my en jou behoort en hy manipuleer ons daarmee. Maar hy is uitgeklee. Hy is verneder. Hy is onder ons voete gestel. Dit moet ons weet. Maar steeds loop hy rond, soos die Bybel sê in 1 Petrus 5, soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan versluk. So, wie word nie versoek nie? Dis die vraag. Nie van ons nie. Wie sukkel nie daarmee nie? Daar nog iemand wat sê ek word versoek, maar ek sukkel daarom nie soveel daarmee nie. Nou weet ek, baie mense kom ook by die punt en sê hulle maar, joh, ek is in so geestelike staat want die versoekings is net so baie. Om versoek te word is nie sonde nie. En om versoek te word beteken nie dat iets by jou fout nie. Maar om toe te gee aan versoekings, dis waar die probleem kom. Dit is Martin Luther wat gesê het, jy kan nie keer dat die voëls oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat hulle in jou kop kom nes maak. En dis dieselfde met versoekings ook. Ons kan nie keer, die versoekings is nie in die wêreld. Dit gaan na ons kant toe kom, maar ons kan keer, ons kan weerstand bied, dat dit nie by my vestig nie, dat ek nie toegee daaraan nie. Goed, so en dan hoor mens baie keer dat mense sê, toe ek my kom kry, toe ek het gesê. Toe ek my kom kry, het ek het gedoen. Is dit waar? Dit voel dalk vir jou baie keer so. Want baie van ons het 'n impulsiewe geaardheid. En dan sê ons dinge haastig of ons doen dinge haastig, maar vir elke versoeking is daar altyd 'n kort tydjie, en baie keer is dit 'n sekond of 2 of 3, baie kort tydjie waarin jy 'n besluit kan neem. Jy het gaan doen of nie, want versoeking, die woord versoek beteken eenvoudig om te vra. As ek nou sê, ek versoek julle om asseblief te stap. Okay, so binne is dit nie ernstig opneem nie, maar as ek 'n versoek rig tot julle, wat doen ek? Ek vra julle. En wat moet jy doen? Jy moet besluit of jy gaan opstaan. En dieselfde met versoeking van die vyand se kant af ook. Dit kom tot jou en my, en hy vra eintlik, hy kom lê dit voor jou deur. En dan moet ons 'n keuse maak. So is daar 'n patroon. As ek kyk na my eie geestelike lewe, en ek kyk na dit wat Jesus hier vir ons leer in hierdie gedeelte ook, dan is daar, wanneer dit kom by versoekings, 'n definitiewe patroon. Die manier wat dit kom, die tyd wat dit kom, die omstandighede waarin dit baie keer kom, daar is sekere patrone, en dis wat ek graag vanmôre met u wil deel. Is daar 'n antwoord op versoekings? Verseker. Die versoeking van Jesus gee vir ons 'n duidelike riglyne en antwoorde wat hierdie saak betref, wat versoekings betref. Want hy versoek net soos ons. En nou kan mense baie maklik sê, maar daai 3 versoekings sluit nou nie die goedes in wat ek nie versoek word. Daar's in daai 3 versoekings beginsels ingebou. Sekere waarhede opgeneem wat die volle spektrum van versoekings dek. Want alle versoekings op hierdie aarde kan in 3 kategorieë verdeel word. Net 3. Ons vind dit in 1 Johannes 2 vers 15, 16 en 17. Net kyk daarop. As jy daar's heel onder. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan het die liefde van die Vader nie in hom nie. Nou gee in vers 16 die 3 dinge. Hy sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie die Vader nie, maar uit die wêreld. Ek wil hê, ek wil wees, ek wil doen. Daar's hy.
Ek wil hê wat ek sien. Ek wil doen wat ek begeer. Ek wil wees wat ek wil. En wat die wêreld my voorskryf. Daar's al 3 versoekings. En jy kan enige versoeking kan jy in daai 3 kategorieë ergens inpas. Want versoekings, die toegee van versoekings, het in die kern van dit, ek wil, en die God wil. So hoe help Jesus ons, as dit kom by hierdie versoeking? Dus kyk, Adam is in die tuin van Eden, is hy versoek, Jesus in die woestyn versoek, die getal 40 is 'n tydperk van toetsing, ek gaan nie veel daaroor sê nie, maar Hebreërs 2 vers 18 sê ook vir ons, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. En hierdie versoekings van Jesus in die woestyn, het hierdie 3 terreine behels. Nou het ek iets hier bygesit dat ek ergens gelees het ook. Hy sê, the idea is that one who has himself been called to suffer is able to sympathize with those who suffer. One who has been tempted is able to sympathize with those who are tempted in like manner. One who has been sick is qualified to sympathize with the sick. One who has lost a child can sympathize with him who follows his beloved son or daughter to the grave. One who has had some strong temptation to sin urged upon himself can sympathize with those who are now tempted. One who has never been sick, who has never been buried a friend, or been tempted, is poorly qualified to impart consolation in such sin. Die Here laat toe dat ek en jy almal van ons versoek word, want jou neerlaag en jou oorwinning uiteindelik word 'n getuienis van bemoediging en aanmoediging vir iemand anders te baie keer. Daarom is dit so belangrik dat ons baie keer ook vir mekaar dit moet sê. Ek het ook gesukkel met dit. Ek was ook daar waar jy was. Maar dank die Here, ek is nie meer daar nie. Kom ek vertel jou hoe ek daar gekom. En jy doen dit met nederigheid en afhanklikheid teenoor die Here, met erkenning teenoor die Here. Ons het elkeen 'n verhaal om te vertel vir iemand. Maar kyk nou wat ons hierdie gedeelte ook lees, in Matteus 4 vers 3, soos verder gaan, hy sê, en die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Nou sê die woord vir ons, laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek. Want God versoek niemand nie. God kan deur die kwaad nie versoek nie, en hy self versoek niemand nie. Maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En waar begin jou eie begeerlikheid? Ek wil. Ek wil dit sê. Ek wil dit doen. Ek wil dit hê. Ek wil dit weet. Ek wil dit nie doen nie. Jy na die negatief ook wil kyk. Geen versoeking, sê die woord van die Here vir my. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit kan verdra. Die duiwel sal niemand oorrompel nie. Hy vang ons baie keer net onverhoeds wanneer ons nie waak en bid nie, wanneer ons nie geestelik waaksaam is nie. Wanneer ons nie let op hierdie terreine wat hy sy dinge doen nie. Die eerste gedagte wat ek vanmôre met u wil deel, die tydsberekening van versoekings. Iemand het eendag die aanhaling gemaak, as jy kyk na Jesus, toe hy versoek word, wat het net kort voor dit gebeur? Heilige Gees daal soos 'n duif. Nie as 'n duif nie, hoor, soos 'n duif op hom neer. En direk daarna word hy in die woestyn ingevat. En die versoeker begin met hom. En toe het iemand die opmerking gemaak, hy sê, na die duif, om die duiwel te teken. Hier is die eerste ene wat ons moet aan kyk, wat jy moet oplet, wanneer jy baie kwesbaar gaan wees. Ek sê nie kan wees, ek kies my woorde mooi, waar jy baie kwesbaar gaan wees.
is direk na 'n geestelike hoogtepunt. Jy stap dalk uit 'n diens uit. En dit voel vir jou jy's op die wolke, ek was in die teenwoordigheid van die Here gewees, of dalk in jou stilte tyd ergens. Of ergens by 'n konferensie. Ek het dit menigmaal ervaar, baie konferensies bygewoon. Jy voel op daai konferensie, man, ons is in die hemel en hier moet ons bly, ons voel soos Petrus. Hier moet ons hutte bou, hier moet ons sommer bly, want hier's die blessings van die Here is so wonderlik, ons wil hier bly. Dit kan by enige geleentheid wees waar mens saamkom en die emosies loop hoog, die samehorigheid is daar, die werking van die Heilige Gees is daar. En dan voel jy vol bravade en nou sien 'n kans vir die duiwel. Dan stap jy uit die skaars uit, of jy's nog daar en dan trap jy in 'n struik. Wie het al ervaar? Ons is eerlik. Geestelik. Na jou stilte tyd. Na 'n erediens. Na 'n besondere tydjie saam met die Here. Ek het dit menigmaal al ervaar. En dis Jesus was dieselfde. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, is deur die Gees in die woestyn gelei. En waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. En hy het niks geëet in die dae nie, en toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. En dit kom die versoeking. Nou die duiwel gaan jy nie altyd, soos met Jesus, het hy hom versoek met kos, met begeerte. Dis sy liggaam. En dit beteken nie dat as ek nou 'n geestelike hoogtepunt ervaar, dat die duiwel my met kos gaan versoek nie, hoor, ek moet mooi oplet nou hier. Maar dan gaan 'n versoeking kom op een of ander manier. Kom ek vat julle Ou Testament. Elia en die profete van Baal. Wat het daar gebeur? Elia is vol van die Gees en hy's op 'n punt en hy daag die volk en hy sê, wie vir die Here is, kom agter my aan. Wie nie vir hom is nie, maak jou mind op. Die volk antwoord hom niks nie. En toe begin hy en hy vat die profete van Baal aan. En hy slaan 'n paar honderd van hulle dood. Geestelike hoogtepunt vir Elia. Hy het die ding gedoen wat God op sy hart gelê het. Hy moet huis skoon maak. En hy doen dit behoorlik. En ek dink as jy so 'n paar 400 doodgeslaan het, ek dink ou gaan nog wel redelik moeg wees, né? Want ek dink daar's 'n paar ouens wat meer as een ou gevat het. So jy kan vir jouself indink op daai stadium Elia, dink net prakties. Hy is op 'n geestelike hoogtepunt. En net daarna gebeur die volgende. 1 Konings 19 vers 2. Daarop stuur Jezebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode, nou praat sy van haar gode, nee, so doen, en nog byvoeg, so daarin toe doen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak, soos die siel van hierdie profete wat jy almal doodgeslaan. Toe hy dit sien, Elia, het hom klaar gemaak en ter wille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda kom, het hy sy dienaar daar agterbly. Elia slaan 400 profete van Baal slaan hy dood. Hy skrik vir niks. En hier kom Jezebel. En dis aan het aan die gewees, daar. Mind you. Maar hy het geen reg gehad, hy is op 'n geestelike hoogtepunt, en hy word versoek, en hy word gedreig. Ek gaan jou ook kom doodmaak, soos wat jy het gedoen met daai 400, ek gaan jou so een van hulle maak. En wat doen Elia? Kom ons vra eerder die vraag, wat moes hy eintlik gedoen het? Hy moes wel gesê, kom, bring dit aan. Jy is volgende. Elia, geestelike hoogtepunt word hy versoek. Nee daar, hy vat die pad. En hy gaan kruip onder 'n bos weg en hy wens hy kan doodgaan. Na slaande depressie aan, in neerslagtigheid. Van 'n hoogtepunt na 'n laagtepunt, net so. Dit kan met jou en met my ook gebeur. Ons moet waak, juis in sulke oomblikke,
Want is dan wanneer ons kwesbaar is. Die tweede plek, tydens 'n liggaamlike stryd, wat ons baie keer het, swakheid. Ken almal daai uitdrukking, die gees is gewillig, maar die vlees is swak, né? Kom ons lees gou Lukas 4 vers 2. Waar Jesus 40 dae lank deur die duiwel versoek is en hy het niks geëet in die dae nie, en toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Na 40 dae gevas, niks geëet, word hy honger. En daar is die kos in die woestyn. Wat sê die duiwel vir hom? Jy kan ons net vir hierdie klippe met hulle praat, jy kan ons hierdie klippe sommer 'n broodjie maak. Doen dit man. Jesus antwoord hom. Dit werk nie so. Hetzelfde gebeur met Elia. In 1 Konings 19 vers 4, maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vader. Elia was moeg en hy was honger. Dit het bygedra tot die feit dat hy homself jammer gekry het. Dat hy gevoel het, dit is nou klaar met my. Ek is eintlik nie werd om te lewe. Kan jy vir jouself indink, van daar tot daar. Die honger wat ook naby bykom alles en daarop gaan lê en hy raak onder 'n besembos in die slaap. En kyk daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Dis my mooi hierdie woorde. Dis een van die kortste opdragte in die Bybel. Elia sê, ag, kom staan nou maar op iets vir ons vanmôre. Dinge se dit is nie so erg nie en van 'n bietjie mooi probeer. Ag, weet iets 'n bietjie later gelê vanmôre. Dis moet tyd om op te staan. Kom nou, kom Elia, kom. Sê vir my net van ons staan op eet. En partykeer moet 'n ou shortcuts vat wanneer dit kom by dinge waar die duiwel jou in sy mag probeer hou. Waar hy probeer lam net. Iemand het eenvoudig moet sê, hoor, stop jou nonsens. Kom by. Ons is te geneig om mense altyd deur met handskootjies te behandel, né? Daar het deesdae 3 keer te u gepreek, het hy gepraat van die kinders van die Here in die kerk met die lang tone. Jy moet tog net versigtig wees, nie op hulle tone trap nie, want hulle is so fyn gevoelig. Daar sal altyd deernis moet wees, ja. Maar deernis beteken partykeer ook dat jy met iemand moet reguit praat. Juis omdat jy vir hom lief is en jy wil toelaat dat die persoon langer in hierdie gemors is nie. En dis wat die engel met Elia doen. Hom staan op eet. Wat doen Elia? Gee hom krediet. Hy het opgestaan. En toe sien hy die kraaie het vir hom kos gebring. Wonderbaarlike voorsiening, wonderbaarlike uitkoms van die Here se kant. En toe hy klaar geëet het, wat doen hy toe? Toe gaan lê hy weer. Hy is nog nie klaar. Die Here is nog nie klaar met hom ook nie. Maar dit het hom herhaal so 1 of 2 keer en toe kom hy by en toe kan ding weer aan. So wat sê die Here vir ons? Hy sê waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Tye wanneer jy liggaamlik nie lekker voel nie. Wanneer jy in jou menswees, selfs in jou sielsdimensie, nie altyd goed voel nie. Die duiwel het geen genade vir jou nie. Hoor wat ek vir sê. Hy gaan nie vir jammer kry en sê, hoor, ek sien nou Pieter, hy trek 'n bietjie swaar vandag. Ek gaan nou maar iets 'n bietjie rus, ek kan môre weer traai. Hy het geen deernis, geen genade vir jou nie. Hy gee jou daar, gaan hy jou grind. Juis omdat jy swak is, gaan hy genadeloos wees. Dis hoe 'n leeu werk in die natuur ook, né? Hoekom sê die Here vir ons, julle vyand, hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Wie kyk hy? Hy kyk na die wat liggaamlik partykeer so 'n bietjie agterbly, swak is. Hy skiet vir hulle. So wees versigtig. Jy gaan versoek word na 'n geestelike hoogtepunt. Jy gaan versoek word wanneer jy nie altyd op jou lekkerste voel nie.
dan moet ek nie op my gevoel let nie, maar op my identiteit in Christus. Dan moet ek let op wie ek is voor die Here. En wie die vyand is in hierdie saak. En wat wil hy doen met my in hierdie saak? Hy wil my wegtrek van die Here af, want versoekings van die duiwel het altyd een doel in gedagte. Dis om 'n wig in te dryf tussen jou en God. Om jou van God te verwyder. En hy kry dit met ons reg. Maar die derde gedagte, nou, sal met hardloop. Voordat jy iets vir die Here gaan doen, gaan jy versoek word. Voor die vervulling van 'n roeping. Die Here lê op jou hart om iets te doen. Jy het een of ander inisiatief vir die Here. Jy het een of ander visie van iets wat die Here vir jou gee. Jy verklaar jou pas vir die Here beskikbaar. Jy sê, Here, ek wil ophou om so ledig in die gemeente te wees. Ek wil iets vir U doen. Here, wys my, wat kan ek doen? Here, geef my dit, geef my dat. Ek wil betrokke raak in die koninkryk. Wat gaan gebeur? Jy gaan versoekings ervaar soos nog nooit tevore nie, want die duiwel gaan jou probeer verhinder in jou commitment. Hy gaan my probeer terugvat. En hy gaan vir jou dinge kom vertel, jy is nie goed genoeg nie, jy het nie tyd nie. Jy is nie bekwaam nie. Hy gooi goeders oor jou pad. Nou jou besig. Hy gooi sonde oor jou pad. Versoekings tot sonde en ek val daarvoor. Nou voel ek onwaardig. Ken jy dit? Ek ken dit. Lukas 4 het Jesus begin preek oor Jesaja 61, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om 'n blye boodskap te bring. En dan wat daarop volg, het ons die afgelope tyd ook baie oor gesels. En dan lees ons in Matteus 3 vers 16 en 17 die volgende. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim. In die Jordaan moet hy so afklim in die water, om by die watervlak uit te kom. Hy klim in die wal weer uit. En met eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem in die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer en daar te gerig aangaande om deur die hele omtrek uit te gaan. En hy het in hulle sinagoges geleer en het almal gepreek. Begin van Jesus se bediening. Wat het vooraf gegaan? Ewige versoeking. Die duiwel alles gedoen om vir Jesus te verhinder om by sy roeping uit te kom. Om hom weg te hou van die kruis af, om hom weg te hou van gehoorsaamheid. Jy kom uit jou stilte tyd uit. Jy kom uit 'n ontmoeting met die Here uit. Wat die Here vir jou belofte gegee. En ek is in my hart oortuig, die Here het my woord gegee. Voor jy oë uitvee, die versoeker klaar daar. Wees versigtig. Jesus het vir sy disippels gesê, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Ek dalk 'n bietjie weer oor daai teksvers praat. Dis interessant hier. Dis die geleentheid vir die versoeking. Daai 3. Nee, ek kan naby voeg, maar ek vat dit op grond van wat ons hier gelees het. Na geestelike hoogtepunt, wanneer jy nie lekker voel nie, besoek jy af, voordat jy iets groots vir die Here gaan begin. Kyk mooi. Die terrein van versoekings is die tweede hoofgedagte wat ons oorgestel. Die terrein van versoekings. Onthou, dit gaan nie oor die gees en die vlees, die liggaamlike en die geestelike. Wat doen hy? Hy wil hê dat Jesus die geestelike vir die tydelike verruil. Toe dit sê die duiwel vir hom, as u
die seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Hier is die versoeking. Die vyand is daarop uit om jou en my prioriteite te swaai, te beïnvloed. Wat kom eerste? Wat is die belangrikste? En julle behoort te weet, wat is die belangrikste? Die woord van God en gebed is my eerste verantwoordelikheid. En as jy dit afskeep, gaan jy versoek word en daaronder lê maklik. As jou huis, en as ek praat van huis, dan praat ek van jou lewe, of van jou gesin, of jou familie, of jou besigheid. As jou huis deurmekaar is, moenie die wind die skuld gee as jou vensters oop staan. Dit wat jy toelaat om jou prioriteite te kom verwar, gaan jou huis deurmekaar los. Moenie die duiwel dan die skuld gee. Jesus antwoord, die mens sal lewe van die woord. Wat is ons prioriteit om te in die woord? Moenie werk sê vir die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. My lewe moet deurdrenk wees van die woord. En as jou lewe deurdrenk is van die woord, sal die Gees van God sy stempel daarop plaas. En hy sal hy ook deurdrenk wees van die Gees van God. Want die woord en die Gees werk saam. Verwaarloos die woord en jy bedroef die Gees. En jy is op jou eie. En jy gaan swak en weerloosheid ervaar wanneer versoekings oor jou pad kom. Alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit hierdie wêreld uit. Hierdie wêreld gaan verby. Maar hierdie wêreld hou kinders van die Here besig. Te besig. So dis 'n terrein wat ons moet verstaan. Die tweede ene, die terrein wat ons baie keer dit kan ervaar, en ek noem dit hierso aanmatigende optrede teenoor God. Jesus het vir die duiwel gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Toe neem die duiwel hom na die heilige stad en laat hom uit die dak van die tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, werp u self af. Want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u en hulle sal u op die hande dra, sodat jy nie miskien die voet in 'n klip stamp nie. Was dit waar wat die duiwel gesê het? Dit staan op Psalm 91, ja. Waar? Maar wat het hy nie gedoen nie, die duiwel nie? Hy het net woord so gekwoteer. Wat wou hy gehad het moet Jesus doen? Hy moet God versoek. Ek gaan spring. Ek hou jou dop. Jy sal my moet help. Ek gaan spring. Is dit wat daai belofte voor bedoel was? En nou kan jy gaan lees, as jy net in Lukas 4, bietjie verder gaan lees in hoofstuk 4, dan lees ons dat toe Jesus begin preek, en met twee tonele moet jy nou mooi oplet. Die eerste toneel sê, vat die duiwel hom op die hoë berg, en hy sê vir hom, vir die tempelsdak, en hy sê vir hom spring. Want die Here gaan jou bewaar. Jesus sê vir hom, ek gaan nie my Vader versoek nie. Ek ken nie belofte, ek gaan hom nie versoek nie. Want dis nie waarvoor hy belofte gegee is nie. Net 'n entjie verder in die hoofstuk lees ons, en Jesus het begin preek, en wat het gebeur toe hy begin preek? Van die mense het nie daarvan gehou nie. En wat het hulle met hom gedoen? Hulle vat hom op die dak van een van die sinagoges, en hulle wil hom afgooi. Wat gebeur toe daai oomblik? Het hulle hom afgegooi? Toe skop Psalm 91 in. God se belofte het daar ingetree.
Want ons lees in daai selfde gedeelte dat hom op die dak geneem om hom af te gooi en Jesus het tussen hulle deur uitgestap en weggeloop. Daar het God sy woord geëer, want Jesus het hom vertrou binne sy wil. Oomblik toe Jesus uit sy wil, toe Jesus van die dak af sou spring volgens die duiwel, het hy uit die wil van die Vader uitgestap. Met belofte en al. En hier is die ding wat ons moet in ons geestelike lewe ook leer. Ons kan baie maklik, wanneer ons in 'n krisis is, wanneer ons in een of ander situasie is, dan gryp ons na die woord en dan soek ons beloftes. Dan soek ons woord. En ons regverdig ons baie keer aan dit wat in die Bybel staan. En as jy die woord van God vir hom aanhaal, en die Here het nie vir daai woord spesifiek gegee en het geloof daarin nie, en jy wil op daardie woord, waar jy sommer net 'n ding gaan doen, dan is jy besig om God te versoek. Om te doen wat nie vir jou bedoel was nie. Ons doen dit baie keer so ver, ons maak ons eie planne. En dan vra ons die Here se blessing op ons planne. Maar ek het nooit by God die plan gekry nie. En nou wil ek hê jy moet my plan seën. Jy is besig om God te versoek. Doen ons dit? Ja. Maar dit is baie keer maklik en baie keer subtiel. Jy kan nie die Here se woord uit konteks gaan haal en op hom afdwing en sê nou moet hy dit doen nie. As die Here nie vir jou geloof in jou hart werk vir daai woord nie, is jy besig met aanmatigende optrede teenoor God. Met ander woorde, ek vat dit sommer net en ek doen dit, want hy moet nou sy deel doen, want ek het nou sy woord gevat. Jy gaan nie met die woord van God op daardie manier aan nie, en om nie. Die Here vir jou woord gee en dit lewe in jou hart, en hy bevestig dit, dan doen jy dit. Maar daai ding van, om net so, Here, ek is bietjie in die knyp, ek het nou 'n woord nodig. Ons kan op daai manier, jy soek moeilikheid. Vat tyd en gaan word stil voor die Here. Belangrik. So, God honors obedience, not outcomes. Saul het gedink, terwyl die profeet tel om te kom, gaan ek maar intussen tyd sommer die offer bring. Dus begin hy te slag, en hy begin te offer asof hy profeet, asof hy priester is. En wat sê die Here vir hom? Ek het behaag in gehoorsaamheid en nie in slagoffers nie. Dit is my belangriker dat jy voor my in die regte verhouding is, as wat jy dink jy doen die regte ding vir my. Die derde ding wat hy moes doen is om kompromie te maak met die kruisweg, om kompromie te maak met die waarheid, met die wil van God. Dis iets wat baie kinders van die Here ook doen. Kan baie maklik uit die oog uit verloor wat Jesus vir ons gedoen het. Waarom het hy gedoen? Matteus 4 vers 8, neem die duiwel hom na 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. En hy sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En ek kan vir julle vanmôre menige fatale ruiltransaksies in die Bybel opnoem. Van mense wat gekies het en het hulle berou. Mense wat verkeerd gekies het, nie geluister het na die Here nie, en swaar trek vandag. Skade ly. Kom maar dink aan Esau, né? Almal ken vir Esau. Fatale ruiltransaksie, eersgeboortereg wat hy verskriklike eer was. Belangrike ding. Vir 'n pot sop. Net omdat hy honger was. Sien jy daardie versoeking ook daar? Daar's talle sulkes gewees, Judas, Petrus, ruiltransaksies.
En hy het met die duiwel het self met Jesus probeer. Buig net hier voor my neer. Gee net 'n oombliekie, jy hoef net vir 'n paar oomblikke voor my te buig en ek gee vir jy alles waarvoor jy enig gekom het om te kom sterwe. Ek gee dit alles vir jou sommer net so. Want is in my mag. Maar wat die vyand nie besef het nie en nie wou aanvaar het nie, is dat Jesus ook met hom aan die kruis moes deel. En nie net met sonde nie. En as hy daardie weg gevolg het, om daarvoor die duiwel te buig, het hy dalk die wêreld gewin, maar in sy siel ewige skade gewin. En sy siel verkoop aan die tye. Satan would have us take the easy, painless way. He promised us an easy path if we will just allow him to be the ruler of our life. Hoeveel kunstenaars in die vermaaklikheidswêreld het hulle siele verkoop terwille van roem nie, terwille van aanvaarding, terwille van aanbidding nie. Kan vir jou 'n klomp van hulle noem. Die mense, kinders van die Here, luister na hierdie gemors, beteken. Ag, is net 'n song. Ag, het nogal mooi woorde. Ag, die woorde maak nie vir my so sing. Ek hou van die wysie. Wat? Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van sonde te hê. Die Afrikaanse spreekwoord sê lekker is maar 'n vinger lank, né? Lekker duur nie lank nie. Al is jy met sonde besig. Want as jy het klaar gedoen het, daai verwyte, daai teleurstelling, daai skaamte, daai selfveroordeling, daai wete, ek het God teleurgestel, ek het die gees van God betroef. Nie dit werd. Wat is die teenvoeter in die derde plek? Kan ek klaarmaak? Is julle okay? Want hierdie is belangrik. Help ons praat oor die probleem en identifiseer dit. Ek sal kortliks oor die teenvoeter net praat. Wat is die antwoord? Die swaard van die gees. Maar Jesus het geantwoord en gesê, daar is geskrywe. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Psalm 119 vers 11 sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek nie sal sondig nie. Wat beteken ek het die woord in my hart gebere? Memorize. Daar is nie 'n ander manier om die woord van die Here te bære nie. Dit is nie sagdruk nie. Daar is net een manier om die woord te bære en dit is om te oordink, te bepeins, te bære in jou hart, dit te onthou, vas te maak. Doen dit. Niemand van julle is te oud om te leer nie. Hoor dit ek nou vanmôre vir julle sê. Kan ek julle weer van oom Renier Botha vertel? Die in die gemeente was? Renier was in sy 80's gewees. In sy 80's en het elke dag, op daardie ouderdom van sy lewe, elke dag van sy lewe het hy 'n ander teksvers gememoriseer. Nie weekliks nie, elke dag. Hoekom? Nie omdat hy kon nie, omdat hy wou. En het belangrik geag om die woord in sy hart te bære. Neem by dit alles die skild van die geloof, waarmee julle die vuurige pyle van die bose Satan uitblus. Die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Hoeveel van die woord van God het jy in jou? Hoe skerp is jou swaard? First, he was filled with the Spirit. Second, he was filled with the Word of God. Teenvoeter vir versoekings, die tweede enetjie, voorlaaste enetjie, uit hom onderwerp aan God. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan,
Want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hy weerstaan die duiwel. Hoekom moet hy hom weerstaan? Omdat hy hom onderwerp het aan Vader. Hoe weerstaan ek en jy hom vandag? Op dieselfde wyse. Daar is geen sin om dit te doen nie, hoor. Die duiwel is nie. Skiet hom af. Nie so klein mannetjie nie, hoor. Dit kry jy by Shell op die checkers. Hy klein goedjies. Duiwel is 'n realiteit. En jy skiet hom nie van jou skouer af. Jy weerstaan hom deur onderwerping aan God. Hy gee groter genade, sê die woord, daarom sê God, weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges gee hy genade, bewys hy guns. Onderwerp julle dan aan God. Sequence, volgorde, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Altyd? Nee, jy gaan dit met oor en oor doen. Jy gaan dit daagliks moet doen. Jy sal dit in 'n plek moet sit, voortdurend. En naderhand word dit 'n leefwyse, maar jy doen dit nog steeds. Ek gaan in volgende gedeelte gaan ek net skiep dit praat oor Paulus se doring in die vlees, wat het hy gemaak met hom? Hy het hom onderwerp aan die Here. Hy het gebid dat die Here die versoeking wegvat. Die Here het nie die versoeking weggevat nie. Hy het hom gesê, my genade is vir jou genoeg. My krag word in jou swakheid volbring. Wanneer jy sê ek is sterk, beteken dit niks. Kan ek jou nie help nie. Maar as jy sê, Here, ek kan nie, dan kan ek. Paulus sê, veel eerder sal ek in my swakhede roem, as in my vermoë. Want as ek swak is ek en ek sterk. Beste plek om te wees. Die laaste en ek hier weerstaan die duiwel. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hy, sê ek in 'n platform sit, hy watch jou. Teken hy is alomteenwoordig, hy het demone, hy het geeste in die wêreld wat rapporteer. Hy kan nie self daar wees. Maar hy ken ook die mens. En hy weet waarvoor die mens kwesbaar is. Hy ken die natuur van die mens. Hy ken die terreine waarop hy jou kan versoek. Hy ken die geleenthede waar hy jou kan versoek. Hy ken die maniere, hy ken alles. Hy het al die ervaring. Hy het 6000 jaar se ervaring met die mens. Hy hoef niks verder te leer. Hom moet jy teestaan. Staan vastig in die geloof. Moet julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Daar's 'n bemoediging in hierdie teks. Ons mekaar in ag moet neem en verstaan ook, ons is almal kwesbaar teen versoeking. Ons almal word versoek. Dieselfde lyding word aan almal in julle broederskap gegee. Terwyl ons op hierdie aarde is, terwyl jy kind van God is, sal jy versoek word. Om jou verhouding met die Here te beïnvloed ten kwade. Bly weg. Geen die duiwel geen plek nie. Want dit wat jy vir hom 'n plek voorgee, hoor mooi wat ek vanmôre vir u sê. As jy hom toelaat in jou lewe, as jy 'n venster of 'n deur vir hom ooplos, as jy vir hom 'n platform gee, plek gee in jou lewe, ergens maak hy dit 'n platform. Hy maak daarvan 'n vesting. En dan gaan jy stryd hê. Dan kry hy houvas op jou en op jou huis. Gee aan hom geen plek nie. Gee aan hom geen erkenning nie. Take notice. Maar gee hom geen eer nie. Want Jesus het met hom gedeel, sodat ek en jy in oorwinning oor sy versoekings kan lewe. Ons is meer as oorwinnaars. So daar is die 3 gedagtes. Hy is versoek net soos ons. Die tydsberekening van die versoekings,
Ons kyk gou. Net na 'n geestelike hoogtepunt. Wanneer ons geestelik, liggaamlik kwesbaar, so 'n bietjie af is. Net voordat ek iets groot vir die Here gaan begin doen of wil doen. Die terrein van versoekings, dit wat ons gelees het, matige optrede teenoor die Here, ek wil wees, ek wil doen, ek wil hê, dit wat ek sien, wil ek hê. Dit wat ek wil doen, die lus, die binnekant, dit wil ek gee. Die teenvoeter vir versoekings, die woord van God, die swaard van die Gees. Onderwerping aan God, weerstaan die duiwel, geen hom geen plek nie. Moontlik om versoekings te kan oorwin? Verseker. Maar neem kennis. Dat jy beter kan verstaan, beter bedag kan wees, beter voorbereid kan wees, wanneer dit wel gaan kom. Tye, die geleenthede, die maniere. Amen. Kom dit saam. Vader, baie dankie vir u kosbare woord en dat ons ook in hierdie gedeelte wat ons gelees het en in die lewe van Jesus kan leer, kan ontdek, kan vat wat u vir ons wys ook wanneer ons versoekings moet verwag. Dat ons bedag sal wees ook op die maniere wat hy ons gaan probeer beïnvloed, weg van die af gaan probeer trek, 'n wig wil indryf tussen ons en u. En Here, dankie dat ons ook kennis kon neem vanmôre. Daar is 'n manier om oorwinnend te kan bly leef, om onderwerping aan God. U wil alles eers in ons lewens. Die woord van God, lewendig, kragtig in ons lewens werksaam. Bevestig en bekragtig deur die Heilige Gees. En aan die duiwel in ons lewens, ons huwelike en ons besighede, waar ook al, net eenvoudig geen plek te gee. Dankie Here vir u woord. Amen.